Goed, wat gebeur het? Ek het net Vrydag het ons gepraat oor hierdie insident wat gebeur het Donderdag en ek is bekommerd geweest oor hom, want ek weet Dis 'n sluipmoord aanslag op hom. ja. So ek is en jy weet, daar's op die toneel het 'n polisieman na hom toe gekom en vir hom gesê, iemand wat by die Speeders of by Hawks werk, weet nie wie nie, het na hom toe hy lê by my, toe sê hy vir my, hierdie ou het na my toe gekom en gesê ek het hierdie goed self gestage. Wat nie so is nie. Inteendeel, hy het vir my gesê, hy sal een van die skieters sal hy kan identifiseer. Dis wat hy vir my gesê het. Wie dit is, weet ek nie. Ek Hy het nie vir jou naam genoem. Glad nie. Inteendeel, ek dink ook nie hy het geweet wie dit is nie. Hy het miskien bedoel as dit nodig is om jou uit te wys, Identiteitsparade. dan sal hy dit kan doen. Dis wat hy vir my gesê. Hy het vir my gesê, hulle het getuies geïnterview. Ek weet nie wie nie, die getuie wat ek van weet was nooit geïnterview nie. Hulle het getuies uitgesê, getuies geïnterview wat op die kraglyne gewerk het, weet ek nie, 9 uur, 10 uur in die oggend. Ek weet nie of dit Maar hy was vuur en vlam vir die onderhoud vandag. vuur en vlam. Ek het met hom gepraat, ek het vir hom gesê, luister, dit is wat hier gaan gebeur. Hy het vir my gesê, hy kan nie wag om dit te doen nie, hy wil hierdie goeters uitkry, wat met hom aan die gang is. Want, in elk geval, maar, en daarby het hy nie bedoel, hy wil praat oor wat hy weet van die ander voorvalle, van witness D en goed nie, want hy het niks geweet nie. En ek ken hierdie ou jare, ek werk lank saam met hom gewerk, vandag doen ek sy saak vir hom, en hy sou vir my hierdie goed gesê het. So, ek dra geen kennis van wat hy kennis dra van enige van daai voorvalle, dat hy betrokke was of so. Wat getuie die hom van beskuldig en al die sake waarvan hulle hom beskuldig nie. Toe wil hy toe het ons nou gereël dat ons nou vandag hier is. Gister het ek hom gebel in die oggend, sê ek, is julle reg, julle moet reg wees asseblief. Toe was dit nog, die reëling was nog dat ons in die Oosrand hier meeting gaan nou. Ek het nie gemaklik gevoel daarmee nie, ek het nog vir hom gesê, Wiandre, ek wil nie met jou in die Oosrand sit nie, want jy trek vuur. Toe reël ek nou hierso in hierdie area die onderhoud, ek jou ingelig, bel ek hom gisterand om te sê, luister, dis waar dit nou wees, maar gisterand, toe antwoord hy nie sy fone nie. Ek het 2 nommers van hom. Bel ek aan mekaar, naderhand toe antwoord sy verloofde, en sy sê vir my, nee, hulle het gekuier op 'n plek, het onder ons tussen hulle ontstaan, woordewisseling. Sy het na 'n vriendin toe gegaan, en hy is ook daar uit, en sy het met hom op die foon gepraat, en sy gee my toe 'n nommer waar ek hom kan kry, want sy het sy telefone toe by haar. Toe gee ek toe bel ek die nommer, toe antwoord hy, toe kan ek hoor, hy is erg aangeklam. Soos in, hy kon amper nie praat nie. Dus ek vir hom, Wiandre, asseblief, julle moet nie laat wees nie, want sy nie worry nie, ons sal daar wees, en hy het vir my toe gesê, hulle het 'n bietjie stryery gehad, maar hy wil dit uitsort, hulle gaan dit nou uitsort, goed. Toe bel ek alweer, toe sê ek, praat hierdie ding uit, kry julle net reg, dat julle hier wees, toe sê sy, nee, is reg, hulle gaan nie wees, ek moet nie bekommerd wees nie. En toe sê ek nog vir hom, as julle by die huis kom, want ek sê toe vir hom, moenie ry met 'n kar of 'n ding nie. Want as hulle jou gaan toesluit onder die invloed en goed, dit is net wat hulle voorwag. Toe sê hy vir my, nee, hy sal nie, hy ry toe saam met 'n vriend, ek weet nie wie is die vriend nie. Of 'n kennis, ek weet nie wie dit is nie. Toe, vanoggend toe kry ek nou ek sê toe vir hom, jy moet my bel as jy by die huis kom, dat ek weet julle is by die huis. Nooit gebel nie, ek het gisterand gebel, daar was nie antwoord nie, en vanoggend toe kry ek die boodskap, hy is uit homself om die lewe gebring. Toe bel ek weer die vrou, ek kon haar nie in die hande kry nie, ek het gisterand op die kennis se foon met hom gepraat, toe bel ek die kennis, sê vir my, hy wil nie betrokke raak en goed nie, hy ken hulle net van die kuierplek af, daar is nie 'n vriendekring, vriendskapstories nie. Toe sê ek vir hom, maar daar's 'n storie nou, wat een of ander persoon aan die Oosrand loop en versprei, ek weet nie of dit 'n reservis of wat nie, wat sê, daar was die polisie het hom betrek, omdat hy moeilikheid maak by hierdie vulstasie, en toe trek hy die gun en hy skiet homself, is nonsens. Die het my gesê, is nonsens. Dit is nie so nie. Toe het ek, op 'n stadium toe het ek gesien, sy verloofde het my gebel, toe bel ek haar terug, toe sê sy vir my, sê ek van watter dag gebeur, toe sê sy het gery, sy het haar vriendin het haar gevat na die toneel, na die vulstasie toe, en sy het hom daar gekry, saam met die ou wat hom nou soen toe gebring het, hy het uitgeklim, hy het na die voertuig toe gestap gekom, weet nie wie die deur oopgemaak, hy of sy nie, toe sê hy net van, ek kan nie hierdie meer vat nie.
En toe het hy die vuurwapen opgetel, die sneller gedruk, die skoot het nie afgaan nie, hy het weer gedruk en toe. Die tweede keer wat hy druk, toe skiet hy homself. Dis dit. Onmiddellik dood. Onmiddellik dood. En want daar is nou 'n klomp samesweringsteorieë oor Nee, dat snert. iemand hom betrek het en Glad nie, snert. Dis louter snert. Dit gewoon is nie net so. druk wat te veel van Hierdie ou kon nie hierdie goed nie hanteer nie. Nie skuldgevoelens nie. En ek Moet hoor dit nie, onomwonde stel. Hy het nie, dis nie skuldgevoelens nie. Hierdie ou is die slagoffer van iets baie groters wat ek en jy van weet. kom ons gesels bietjie daaroor nou. Getuie D wat ook doodgeskiet is, wat sekere beweringe teenoor Wiandrey gemaak of ten opsigte van Wiandrey gemaak het en wat lyk vir my verband hou met die sluipmoordaanslag op hom die afgelope week. Vertel bietjie vir my meer van daai beweringe wat getuie D gemaak het en hoe Wiandrey daarbey betrokke is of nie. Isak, ek het ook gehoor van die goed. Iemand het my gebel en vir my gesê, jy sien wat het Wiandrey aangevang. Toe sê ek, wat toe? Kyk, toe sien ek nie, okay, hier's nou 'n storie. Toe bel ek vir Wiandrey. Toe sê hy vir my, nee, ek het nie die getuienis van Witness D geluister of niks nie. Ek weet nie daarvan nie. Op daai stadium, ek weet nou daarvan. Toe sê hy, praat hulle van hierdie Witness D wat nou by die Maslanga kommissie het hy nou beweringe gemaak dat Wiandrey betrokke was by die moord van 'n verdagte wat hulle in sy huis ondervra het. Tydens die ondervraging het Wiandrey en Witness D het homself ook geïmpliseer in die voorval. Sy ou dood, daar's bewering gemaak van senior offisiere wat gesê die lijk moet in 'n dam gegooi word en dis wat ek weet. En toe praat ek met Wiandrey oor die goed, toe sê hy vir my dit is nie so nie. Hy sê hy was op die toneel en ek het die storie oor dit volgens hom. Sê hy hulle was uitgeroep gewees as om backup te wees vir mense wat blykbaar hierdie verdagte al nou geruime tyd dopgehou het en goed. Hy sê toe hy op die toneel kom met daai man was nie eers daar nie. Hy sê die ou se trok het daar gestaan waarmee hulle beweer die ou gehijackte of gesteelde goed vervoer het en dis dit. Hy sê hy daai ou nooit gesê hy was daar, hy was in die huis gewees alles. Hy sê wat hy vir my gesê het, die oorledene was nie daar toe hy daar gekom het. Sy vrou het ook daar aangekom as sy verloofde. Sy het gery om te gaan werk en hy het nog so uur daar rond gestaan en met die ouens gesels soos om op tonele gaan, polismanne, en toe is hy ook daar weg. Toe het ek vir hom gesê, goed, ek sal vir jou help in hierdie saak en hy het toe vir my gesê, dit is toe nou na hy gearresteer is wat die ander persoon my gebel het. Toe sê hy vir my, hy is gearresteer iewers in Desember deur polisiebeamptes wat hom toe na 'n polisiestasie toe gevat het in die Oosrand, het hom aangehou, nooit aangekla nie, dink dit was die Saterdag aand gearresteer, hy het deurgesit Sondag, Maandagoggend toe sê hulle vir hom hulle moet hom gou na sy huis toe vat om sy vuurwapen te gaan haal. Hy was nie aangekla nie, daar was niks papierwerk, niks nie. En hy sê vir my toe hulle ry in die rigting dat iewers op die snelweg om te sien hulle ry in die verkeerde rigting, ry na sy huis rigting toe nie. Toe sê wat nou? Sê hulle nee, hulle het 'n bakkie in Alexandra gekry wat betrokke was by Witness D se moord. En hy het saam met hulle gery toe nou na die toneel toe en by die toneel was hy gevra om uit te klim om te help. Dis 'n daai Nissan bakkie wat hulle Ek dink of daai is 200 of is dit uit 'n Nissan of 'n Chef bakkie, ek is nie seker nie. ja. En toe sê hulle vir hom hy moet net help om hierdie bakkie uit te stoot. Hulle kry hom nie uit nie wat hy geweier het om te doen. Hoekom het hy geweier? Hy sê vir my, dit wat hy vir my gesê het, hy het vermoed hulle wil hy met sy vingers op die voertuig kry, vingerafdrukke. Maar ek kan nie sê dit is so nie. Ek is nie daar nie, ek is nie deel van dit nie. So dit is wat hy gevoel het. Ja. Toe hulle met hom terug na die polisie, na een of ander polisiestasie toe in die Oosrand. Toe hy daar kom, toe sit hulle vir hom boeie aan. Toe sê hy nou, hoekom sit julle nou vir my? En hy's nog nie aangekla nie. Glad nie, niks nie. Hy sit al 2 dae in die selle. Toe sê hulle vir hom, okay, hy het nou die boeie aan. Ag, te vra, hoekom sit julle vir my boeie aan? Toe sê hulle vir hom, nee, hier kom nou 'n klomp generale hiernatoe en dit gaan sleg lyk as jy nou hier sit en jy het nie boeie aan nie. Hy praat van dat verskeie swart BMW's en 'n wit BMW ingery gekom wat klomp generale en brigadiers uitgeklim het. Sy woorde was die PK, die provinsiale kommissaris het die wit BMW uitgeklim, hulle is daar in 'n raadsaal in. Daar was bespreking gewees, hy was nooit ingeroep gewees nie.
En daarna die polisie menslede wat hom nou aanvanklik gearresteer het, hom teruggevat na 'n polisiestasie toe en vrygelaat. En gesê hy kan nie verbind word aan die misdaad nie. Hy is vrygelaat, hulle het sy vuurwapen gevat, hulle het sy selfoon gevat, hulle het DNA gevat by hom. Hy is toe later weer gekontak en daar's vir hom gesê die DNA is nie reg gevat nie en 2 speurders het hom ontmoet, hy weet nie wie hulle is nie. En hulle het hom in die kar gesit en sy DNA gevat en hulle is weg. Hoekom dink jy het getuie D om in betrek by sy getuienis en om met verskeie of met van die misdade verbind? Isak, ek gaan nie vir jou daar antwoord kan gee nie. Ek weet hy het redes aangevoer wat hy sou aanvoer ook. Wat kom ek jou so sê, ek het die speurder wat die saak ondersoek, wat ek eintlik dink hy is nogal redelik ook onder druk om die saak te ondersoek. Ek het hom geskakel toe sê ek vir hom, ons gaan jou volle samewerking gee. Praat met my. Hulle weet op 'n stadium waar hulle Wiandre en sy verloofde het hulle ingeroep, hulle het hulle gebel, polisiestaat hulle ingekom toe sê brigadiere en generaals vir hulle, ons gaan julle nou skei en julle apart ondervra. Toe sê Wiandre, julle doen niks sonder my advokaat nie. Toe los hulle dit. Toe het hulle laat gaan. Nou ek het vir die speurder gesê, ons is bereid om by die Mhlanga kommissie te gaan getuig. Wiandre is bereid om enige tyd, bel hom, jy hoef nie eers te subpoena nie. Hy is beskikbaar, hy sal gaan. So ook sy verloofde. Wat die witness die storie betref, ek kan jou nou al sê, ek sluk swaar daaraan om te dink dat Wiandre hy het niks vir my, hy sou my alles gesê het. Hy het niks, hy het dit ontken, hy het gesê hy het niks met dit te doen nie. So was hy glad nie by daai moord by betrokke, want ek sien op sosiale media is dit die een ding wat mense hom veroordeel en sê, ja, maar julle beskerm nou 'n ou wat by 'n moord by betrokke. Hoekom het hom nie gearresteer en aangehou nie? Meen as ek nou mos seker is jy die moord gepleeg. Ek kan jy mos nie los nie, jy's mos 'n gevaar. Inteendeel, as jy gaan kyk na die soos witness die doodgeskiet is, ook in sy oprit. Wiandre is in sy oprit doodgeskiet. Dit maak net nie die sin nie. Hoekom sal hy dit maak nie sin nie. Ek verstaan, op hierdie stadium verstaan ek self nie wat hier aangaan nie. Ja, want wat vir my vreemd is hier aan, as mense nou gaan kyk hoe getuie D se getuienis vir die kommissie van hom 'n held gemaak het. In Suid-Afrikaners se oë 'n martelaarsheld. En Wiandre word op die oomblik as die villain beskou, is mense die kommentaar vergelyk, en ek wil probeer verstaan hoe dit werk, want hulle is albei eintlik in dieselfde wêreld, so hoe kom hierdie goed by mekaar? Dit is vir my skokkend, Isak, as daar's opmerkings gemaak oor verhoudings wat skeef geloop het, en goed, maar ek kan my nie oor dit uitlaat nie, want ek dra nie volle kennis oor hierdie goeters nie. Maar hulle het altyd saamgewerk op operasies. Wiandre werk vir 'n sekuriteits company en witness die weet nie, en daar's polismanne wat betrokke is, en ek gaan nie name noem hierso nie, want ek is nie seker oor hierdie goed nie. So wat nou almal maar altyd saamgewerk het, en dan was mos maar altyd matroos en stryery onder mekaar. Ek weet hoe dit gaan in die polisie met success rates en hoe mense mekaar kan vertrap oor dit, maar hulle het mekaar geken, dis verseker. En wat vir my net snaaks is, dis so amper vir my asof die ondersoekbeamptes in hierdie saak nie die kans gegee word om hulle ondersoekwerk te doen nie. Want dis oralster generaals en brigadiere wat die TV vol staan op tonele en goed, en intussen moet hulle eintlik net vir hierdie ondersoekbeamptes gee wat hulle nodig het om hulle ondersoekwerk te doen. Maar dit wil vir my amper voorkom asof die ondersoekbeamptes voorgeskryf word hoe om hulle werk te doen. Waartoe om volgende te gaan, wat om volgende Whatever. te doen. Maar dit is my observasie. Maar dit is 'n vreemde ding om te doen, as jy iemand
kom oplaai vir 'n dood soos die van getuie D, en jy volg nie die prosedure. Glad nie. Jy weet, die eerste moord van die persoon wat nou tydens ondervraging dood is. IPID het daai ondersoek gedoen. En ek praat nou uit Wiandrey se mond uit. IPID het die ondersoek gedoen. Die ondersoek was afgehandel. Doodnis die dood is. En hy nou in die kommissie nou oor hierdie moord of dood van die ou gepraat het of getuig het, wat ook al die geval mag wees, het IPID die saak weer heropen. Of, ek weet ook nie of het heropen die regte woord is nie, maar ewe skielik is die saak weer in die gang. Hulle het vir 'n getuie gevra om haar verklaring oor te kom maak, omdat hulle het haar verklaring verloor. Toe sê sy vir my, maar ek het 'n kopie van my oorspronklike verklaring. Toe sê ek, maar geef hulle die kopie van die oorspronklike verklaring, dis mos jou verklaring. Wat sy toe gedoen het. Wiandrey het gesit en wag vir sy arrestasie, want hy was ingelig gewees, hy gaan gearresteer word, teen die einde Februarie. Hy het daarvoor gesit en wag. En as vir hom gesê, as jy gearresteer gaan word, gaan jy sal borg kry. Nou, dis my vraag presies soos jou, né? As hierdie groot moordenaar is, hoekom dan nie borg opneer nie? So, en wat ek nou vir jou sê, is alles gissinge, want dit is wat vir my tydens konsultasies gesê is. So, ons het gesit en wag vir sy arrestasie, wat ons 100% voorberei het op. So, ek weet nie. Dis regtig vir my skokkend om te sien. Is daar iets groter agter hierdie ding? Ek vermoed so, ek het geen inligting om te sê daar's iets groters agter dit nie. Maar uit jou ondervinding van self 'n polisieman gewees, dis vir my net skokkend om te sien hoe senior offisiere op tonele rondstaan, waar daar ondersoekwerk gedoen moet word, om op die media te wees, dis my gevolgtrekking. Terwyl 'n skakeloffisier daai werk moet doen. Toe ek 'n polisieman was ons die dood voor die oë gesweer, ons mag nie met die media gepraat het, slegs die skakeloffisier. So waar is die skakeloffisier? Jy sien oralste BMW's met blou ligte jaag van toneel tot toneel. Wat het julle saak, ek praat nou in die verlede tyd, maar dit is waarskynlik nou in die verlede tyd, julle saak teen die polisie behels? Die onregmatige arrestasie. En die beslaglegging van sy fone en sy vuurwapen. En daai goeters, ek meen die polisie daar's baie prosedures en prosesse wat hulle kon volg om daai fone en goed te download en whatever, wat hulle nie gedoen het nie. Inteendeel, die ondersoekbeampte het vir my gesê, Wiandrey het gesê, hy kan die pincodes van die fone sal ek vir hom gee. Dat hulle die fone kan oopmaak. Toe sê ek vir hom, ek sal dit vir jou enige tyd gee niks vir my hofbevel. Hein, vertel 'n bietjie meer vanuit jou oogpunt uit oor die sluipmoordaanval. Veral dan nou ook jou ervaring van Wiandrey se emosionele ingesteldheid na die tyd. Ek dink hierdie ding het al lankal aan Wiandrey begin vat. Dit het aan hom geknaag, want hy's bekommerd oor sy kinders, klein kindertjies. Hy's bekommerd oor sy verloofde, hulle sal nou getrou het binnekort. Sy is onder groot vraagtekens oor haar ook. En dit het hom baie gepla, en hy het my, gewoonlik as Wiandrey my bel en ek's besig of so, en ek antwoord nie, dan sal hy net, hy sal niks sê nie, ek bel hom later terug, en donderdagoggend was ek besig gewees, en toe ek my foon kyk, toe sien ek boodskappe, benoude boodskappe, bel my dringend, bel ek hom terug, toe staan hy op die toneel, toe sê meneer, hulle het my nou net probeer doodskiet. Toe sê ek, Wiandrey, wat gaan nou aan? Toe vertel hy my, toe sê hy vir my, hy het gery,
Hy het in sy oprit gestop. Is baie stil daar waar hy bly. Hy sê toe sien hy 'n voertuig, hy kon nie vir my dadelik beskryf wat se voertuig nie. Hy het aangekom, hy sê die voertuig was so 30 meter van hom af. Toe sien hy die vensters draai oop en hy sien twee persone met vuurwapens by die vensters uit en hulle begin skiet. Hy sê maar toe hy hulle sien, onthou Wiandrey is 'n operator, hy's opgelei in hierdie situasie. Hy was 'n reservis in die polisie, hy het by al hierdie sekuriteitskompanies en goed gewerk. Toe sê hy vir my, hy het plat geval, sy linker voordeur oopgemaak, uitgerol en voor sy bakkie ingerol, want hy wou agter die wiel lê vir beskerming. Die kar het van die regterkant afgekom. Die kar het geskiet op sy bakkie, verbygery en die deure, as jy mooi kyk, die koelgat op die foto is net op die hoogte presies wat iemand sou lê op 'n sitplek. Ja. So hoe kan mense sê, hierdie ou het hierdie goed self gestage? Dis snert. Dis louter snert. Anders sou die skote bo-oor of hoër gewees het. Wel, waarskynlik, of hy anderster, maar meen, het jy regtig nodig om 16 skote op 'n kar te skiet as jy iets wil ek weet ook nie, ek kan nie vir jou sê. Maar dit is, onthou, ek het nie nodig om snert te praat nie, hy is dood, ons kan die waarheid praat. En ek sê nou vir jou, hy was in 'n toestand, hy het met daai aand het hy verskeie keer my gepraat, hy was bang. Toe sê hy vir meneer, sê vir hom Wiandrey gaan hulle jou nie in witness protection sit, want onthou op die TV het hulle gepraat van 'n generaal het daar gesê ons het 'n beskermingsbevel wat program wat ons met die departement van justisie sal uitsorteer. Hoekom wag hierdie ouens nie in witness protection sit? Maar so gepraat van hierdie getuienisbeskermingsprogram, die beskuldiging teen getuie D was ook dat hy het getuiebeskerming geweier. Wiandrey het vir my gesê hy wag vir hulle daarvoor. Hy het nooit vir my enige aanduiding gegee dat hy sal weier of wil weier nie. Ek het vir hom gesê, Wiandrey, jy moet begin met jou bestuurders by jou company waar jy werk, praat dat julle jou voertuie heeltyd roteer, dat jy heeltyd met dieselfde voertuig ry. En hoekom sal ek en hy sulke goed bespreek as hy dit self gestage het? En hulle moet dit ook maar bewys. Wat hulle dalk gaan, ek weet nie. Jy praat van sy opleiding, wat was sy formele verhouding met die polisie gewees? Hy het baie saam met die polisie gewerk. Toe ons by Fidelity gewerk het, het hy ook, ons het 'n intelligensie groepie gehad, onder leiding van 'n goeie vriend van my ook, wat ek nie, sy naam nie gaan noem nie. En hulle, as ek daai groep gehad het in die polisie, sou ek baie beter intelligensie in my kantoor gehad het, as wat ek enige ander plek sou gehad het. Hierdie ouens was uitstekend. En hulle het op die British American Tobacco sigarette groep het hulle gewerk. Wiandrey was baie prominent, baie tussen die polisie, altyd saam met die polisie gewerk, inligting gegee, geskakel, nooit goed op hulle eie gedoen nie. En so daai hele groep het so gewerk. Dit was 'n baie suksesvolle groep gewees. En ek dink hulle het 'n goeie verhouding met die polisie gehad, selfs met die persone wat hom kom arresteer het. Het hulle 'n baie goeie verhouding gehad. Hulle het goed saamgewerk. So, dis vir my 'n skok om te hoor dat hoe die manier is hoe hierdie hele ondersoek hanteer is en sy arrestasie en goeters van. In jou verhouding met hom en ten opsigte van hierdie saak het hy melding gemaak van die soort korrupsie waarvan daar gepraat word nou by die Madlanga kommissie en voor die ad hoc kommissie van die parlement. Is daar spesifieke goed wat hy sou melding gemaak het van? Hierdie ou het nie hy het niks geweet nie. Hy was deur baie mense genader. 'n Generaal het hom ook gekontak op 'n stadium en gesê, na sy arrestasie, het die generaal hom gekontak en hy het hom wou hom ontmoet. En hy toe met die generaal gevra waar kan hulle ontmoet en hulle het iewers in die Oosrand by een of ander casino of 'n ding se wimpie ontmoet. En die generaal het vir hom gesê, Wiandrey, praat met my, vertel my die waarheid. En hy het gesê, generaal, dis die waarheid. En wat hulle gesprek was, weet ek nie, ek was nie daar nie. En die generaal het hom gevra om hom te help met hierdie ondersoek. En dis wat ek weet.
Maar wat Wiander het nooit verwys na en ek moet jou dit ook sê. Wiander het nooit verwys na enige politikus of ek weet nie van sulke goed nie. Hy het nooit sulke goed van na hulle verwys van hulle betrokkenheid. So julle saak, julle verhouding is uit en uit daarop om die feit dat hy sê hy onskuldig is en nie weet waarvan die ouens praat, dit te probeer bewys. En onregmatig gearresteer is. Dis waaroor die hele ding gegaan het. En hy was op 'n stadium gekontak deur ek kan nie die brigadier se naam onthou nie. En gevra of hy weet of hy al 'n BMW en 'n Mercedes, 'n wit BMW en 'n Mercedes gesien het. Iewerster. Nou, onlangs. Toe sê hy vir die brigadier, hoekom sê hy, want die karre hou die hom dop. Toe sê Wiander vir my, hy het vir die brigadier gesê, maar hierdie karre ry agter my aan, hulle hou my ook dop. Toe sê ek vir Wiander, gaan polisiestasie toe gaan lê klagte. Of gaan rapporteer dit net by 'n polisiestasie. Laat dit iewers op rekord is. Ek weet nie of hy dit gedoen het of nie. Maar dit is, en toe sê ek vir hom, Wiander, jy moet pas op, hier kom 'n aanval op jou. Jy gaan sien, hier gaan 'n aanval kom. En dit was nou nog voor die aanval gewees? Ja, is 'n week voor die aanval. Rarig, Hein. 'n week voor die aanval. Ongelooflik. 'n week voor die aanval het hierdie goed gebeur. Toe sê hy vir my, hulle is permanent agter hom aan. So, is hartseer eintlik. Maar dit kan dus net op een ding dui, is dat die beweringe wat gemaak word by die Madlanga kommissie en voor die parlementêre kommissie, dat daar byt aan is en dat party ouens nou bitter bang raak. Maar hy gaan niks by hom gekry het nie. Ja. Hierdie ou is net 'n ou wat hy wil net misdaad bekamp en jy weet, hy sou eintlik 'n ideale polisieman gewees het by blitspatrollie of so iets. Hy's dis wie hy is. Hoekom het hy nie 'n polisieman geword? Hy het aansoeke gedoen, hy's nooit, ek kan nie onthou wat die redes was nie, maar ek weet hy was op 'n stadium toe ek was reeds uit die polisie uit, toe ek probeer om hom ook in te kry, maar die goed het dit het nie gebeur nie. Hy wou vreeslik, maar hy was definitief 'n reservis. Want ek weet op 'n stadium het ek gesien donderdag met die insident waar hulle hom nou probeer doodmaak het daar ook een van die verslaggewers het vir die generaal gesê, is dit die ou wat hierdie Wiander, is hy die ou wat hom voordoen as 'n polisiebeampte? Ek weet nie of dit die waarheid is nie. Ek kan nie daaroor kommentaar lewer, maar dit was vir my baie snaaks. Wat wag nou vir sy verloofde en die kinders? Ek weet nie, ek vermoed sy gaan gearresteer word. Ek vermoed so, want ek weet sy is, die Nascom het ek gesien het, Vrydag op TV gesê, hulle het gaan haar skors vir een of ander iets, voordat sy dit weet. So ek weet nie hoe blaker mens so iets op nasionale TV ook uit nie. En hy het, ek het 'n klagstaat gesien wat vir haar gegee is, waar hulle haar aankla, haar ondersoek, en vir haar sê, sy word ondersoek omdat 'n sekere getuie, hulle sê nie wie die getuie is nie, onder eed by die kommissie getuig het van haar betrokkenheid by sekere misdrywe. Ek meen, gaan witness die se getuienis ooit getoets kan word?